Goeiemôre, liewe geloofsvriende. Ek gaan vanoggend vir ons op by die Opstanding Sondag voorlees uit Markus 16, die eerste 8 verse. En ons tema vanoggend, omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Ek is so opgewonde oor vanoggend se boodskap, want dit is 'n boodskap van hoop en 'n boodskap van nuwe lewe in 'n tyd waarin ons glad nie hoop het nie en ook fokus op die negatiewe. Voordat ons lees, kom ons word stil voor die Here. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons lees vanoggend saam uit Markus 16. Ek lees daar vanaf die eerste vers. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus, en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar: wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. Hy sê vir hulle: moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus, die Nasareëner, wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle hastig uit en vlug van die graf af weg. En bewing en ontsetting het hulle aangegryp, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Tot sover ons skriflesing, ons teksvers, vers 7, maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die feit dat Jesus opgestaan het, is die belangrikste feit in ons Christelike geloof. Dis die anker van ons geloof, want sonder die opstanding en sonder die wete dat Jesus opgestaan het uit die dood, sou ons nie kans sien vir môre nie, sou daar geen hoop gewees het. Maar die feite is, wat ons in hierdie gedeelte lees, is dat God die sterkste is. Die dood kon nie vir Jesus gevange hou in die graf. Jesus het opgestaan. Hy lewe. Hy het dit vir ons moontlik gemaak om saam met hom te leef. En omdat hy leef, kan ek en jy kans sien vir môre. Hierdie vrouens gaan na die graf toe, want die vorige aand kon hulle Jesus se liggaam nie behoorlik balsem nie. En vroeg die oggend, sonder om te wonder wie hulle gaan help om die steen weg te rol, kom hulle daar by die graf aan. En groot is hulle verbasing toe hulle sien, die steen is weggerol. En binne in die graf is daar 'n jong man met 'n lang wit kleed
wat aan die regterhand sit. En hulle het so geskrik vir hierdie engel. En hy sê vir hulle, ons teksvers vandag, maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea toe, daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Ek wil graag vandag fokus op vers 7, ons teksvers, maar om werklik die betekenis van vers 7 te kan verstaan, moet u asseblief later vandag Lukas 24 van vers 36 af lees, as ook Johannes 20 van vers 19 af verder. Maar ek gaan daardie gedeeltes ook in my prediking inbring. As ons na hierdie gedeelte lees en die boodskap wat dit vir ons bring op hierdie opstanding Sondag, dan moet ons teruggaan na die nag van Jerusalem. Die nag in Jerusalem voor Jesus se kruisiging. Sy disippels het gevlug. Toe hulle Jesus gevange neem, het hulle gevlug. Petrus het saamgegaan, maar hy het Jesus 3 keer verraai. Die enigste disipel wat ons van lees by die kruisiging was en aan die kruis die hele verhaal uitgesit en kyk het, teenwoordig was, is Johannes. Maar nou is alles anders. Jesus het opgestaan. Hy leef. Die engel vat die fokus weg van Jesus se dood en die graf na Jesus het opgestaan. Hy leef. Ja, dis asof hy wil hê die vrouens en die disippels moet groei in die wete dat Jesus nie dood is nie, dat hy opgestaan het en dat hy leef en dat hy vir hulle die boodskap het van gaan na Galilea soos wat ek vir julle gesê het voor my kruisiging. Jesus het dit vir die disippels gesê, ons lees daarvan in Matteus 26 vers 32. Dat wanneer die kruisiging verby is, hy na Galilea toe sal kom om hulle te ontmoet. Die groot boodskap uit hierdie opdrag is dat God getrou is. Jesus doen wat hy beloof het. Hy het vir die disippels gesê, ek gaan julle in Galilea kry as ek opgestaan het uit die dood. Al is dit die disippels ontrou, al vlug hulle weg en al het Petrus hom verraai, is hy getrou. Hy kom sy beloftes na. Wat 'n wonderlike boodskap is dit nie vir jou nie. Vir jou wat ook al in jou lewe 'n tipe nag in Jerusalem of 'n dag in Jerusalem beleef het. Waar jy ook ontrou was aan die Here. Waar jy jou dalk ook geskaam het om te sê jy's 'n kind van die Here. Waar jy nie opdragte van die Here uitgevoer het nie. Ja, waar jy onafgehandelde sake het met die Here. Jesus het die sonde oorwin, hy het die dood oorwin, hy het opgestaan, hy leef. Hy is getrou aan al die beloftes wat hy vir jou gemaak het. En die opdrag word spesifiek na Petrus verwys. Gaan sê vir die disippels en vir Petrus. Petrus het daardie nag, toe hy die haan die 3de keer hoor kraai, bitterlik geween,
sê die skrif vir ons. So ek aanvaar dat Petrus met selfverwyte gesit het en met skuldgevoelens. En nou stuur Jesus 'n uitnodiging, nie net aan die disippels nie, maar spesifiek aan Petrus gerig. Jy sien, Jesus wil heel maak wat sonde gebreek het. Hy wil die verhouding tussen hom en Petrus herstel. In Johannes 21 kan jy gaan lees hoe hy daardie verhouding herstel. Waar hy vir Jesus 3 keer vra, het jy my lief? En 3 keer die opdrag gee om sy skape kos te gee en sy lammers te laat wei. Jy 'n nag van Jerusalem, of 'n tipe nag van Jerusalem. Jy sit dalk wel daar met selfverwyte en skuldgevoelens. Dalk sit jy met 'n wrok wat jy koester, iemand wat jy nie kan vergewe nie. Nou by die opstanding Sondag is die boodskap, Jesus het die dood oorwin. En die feit dat hy die dood oorwin het, beteken dat God sy offer aanvaar het wat hy gebring het aan die kruis vir ons sondes. Hy het opgestaan. Hy leef. Daarom kan jy God se vergifnis vir jou aanvaar. Jouself vergewe en ook die vergifnis uitdeel aan hulle wat teenoor jou gesondig het. Deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. En omdat hy leef, kan jy kans sien vir môre. Omdat hy leef, kan jy vergewe. As ons na die gebeure rondom die graf kyk, dan sien ons die vrouens was met vrees omring. Hulle het paniek ervaar, was vreesbevange. As jy gaan lees in Lukas 24 van vers 36 af, dan gaan jy sien, toe die disippels die boodskap gekry het hulle getwyfel en gesê, nee, maar dit kan nie wees dat Jesus opgestaan het nie. Dit is doodnormaal dat twyfel soms diegene tref wat na aan Jesus leef. Maar Jesus skryf nie twyfelaars af nie. Hy keer nie sy rug op hulle nie. Hy gaan ontmoet hulle in hulle twyfel. Daar in daai bokamer, as die disippels bymekaar is, dan kom hy by hulle en dan sê hy vir hulle, maar waarom twyfel julle? Ek het dan so beloof. Ek het dan so gesê, aanvaar my woord. Die tyd van inperking het 'n geweldige invloed op ons. Nie net op ons finansies en op ons omgewing en al sulke goed nie. Maar ook op ons geestelike lewe, op ons verhouding met God, op ons siening oor die toekoms. Daar kan by u twyfel wees, daar kan by u vrees wees en angs. Maar vandag op by die opstanding Sondag wil ek vir u sê, hy's nie dood nie. Die woord sê, hy's nie dood nie. Hy het opgestaan, hy leef. En omdat hy leef,
kan jy weet, God is sterker as enige mag wat daar is in die lewe, want in hierdie wêreld is die dood die sterkste mag wat ons sal trotseer. En God is sterker as die dood, want hy het sy seun uit die dood uit opgewek. En so sal hy ook vir jou, wat Jesus Christus as verlosser en saligmaker het, uit die dood opwek. En as hy die grendel van die dood kan breek, dan kan hy enige grendel breek wat in die pad staan, dat jy God verheerlik en sy naam groot maak. God reik uit na jou, oor jou swelverwyd en jou twyfel en jou vrese. En hy wil ook vir jou sê, soos wat hy in Lukas 24 met sy disippels praat. Moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Al is jy ontrou, ek is getrou. Onthou dit. Al was jy hoe ontrou, God is getrou. In Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons dit te vergewe. As jy in vrees lewe en bang is, wil ek vir jou vandag vra by die opstanding Sondag. Soos wat die engel die fokus van die disippels weggevat het van die graf en die dood van Jesus, na die feit dat hy opgestaan het, dat hy leef en dat hy vir hulle wag in Galilea, wil ek ook vir jou sê, kyk weg van COVID-19, kyk weg van die vrese wat jy het vir môre en sulke goed, en kyk na die nuwe toekoms, die nuwe uitdagings en die nuwe plan wat God het vir jou lewe. Omdat hy leef, kan jy kans sien vir môre. Hy hou die toekoms, hy hou jou toekoms in sy hand. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Omdat Jesus opgestaan het uit die dood, omdat hy opgevaar het na die hemel, omdat hy aan die regterhand van God sit en van daar regeer oor hemel en aarde, omdat hy jou by die naam ken, omdat jou naam in sy handpalms gegraveer is. Daarom is dit die moeite werd om te lewe. Daarom kan ons kans sien vir môre. Ek wil vanoggend vir u daar by die huis wat dalk met u kinders hierdie boodskap wil deel en dit wil verduidelik, wil ek hierdie vierhoutjie boksie wys. Hierdie vierhoutjie boksie is leeg. So u kan vir u kinders 'n leë vierhoutjie boksie gee en vra hulle moet hom oopmaak en kyk wat binne is. En u kan sien hy's leeg. En net soos wat die vierhoutjie boksie leeg is, so was die graf leeg op daardie opstanding Sondag. 'n Goeie aktiwiteit vir u saam met die kinders sal wees is om in die boksie ietsie te sit van die nuwe lewe wat daar in Christus Jesus is, as gevolg van die feit dat hy opgestaan het uit die dood, dat hy die dood oorwin het. En dit wat u doen, kan vir u herinner aan die feit dat u kan kans sien vir môre, omdat hy leef. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys u naam vanoggend. Aan u behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Vader, u majesteit ken geen einde nie. U is die almagtige God van hemel en aarde wat mag het oor lewe en dood. Ja, Vader,
daar is geen ander God behalwe U nie. En ons wil vanoggend sing, omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. Omdat hy leef, maak dit die lewe die moeite werd. En ek wil vanoggend bid, Vader, vir ons lidmate, hulle wat hartseer is. Ons dink aan oom Hannes en Amos en Melanie en hulle familie en die kinders. Ek bid vanoggend dat U vir hulle sal vertroos en sal versterk. Omdat U leef. Ek bid vir hulle wat vasgevang is in sonde en selfverwyte, vasgevang is in daardie nag in Jerusalem, in hulle lewens, dat U hulle sal oortuig, dat die feit dat U opgestaan het uit die dood alles verander het, en dat U kom nuut maak het, U wil kom nuut maak in hulle lewens wat die sonde gebreek het. Ek bid, Vader, vir hulle wat nie 'n toekoms het nie, wat net vaskyk teen die ekonomiese en die werkverval en die werkloosheid en vasgevang is in bekommernisse. Ek wil hê, Vader, dat hulle vandag iets moois in hierdie vierhoutjie boksie sal doen. En 'n dingetjie daarop sal plak en dit sal sê, ja, in hulle huise sommer sal plak om te sê, omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. Vader, dankie dat ons oorwinnaars kan wees in Christus Jesus. Dankie dat U ons by die hand vat en ons lei. En dankie dat ons kan uitsien na môre, omdat U leef. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Aan U behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan hierna vir U die oorwinningslied speel en daarna kan U lekker saam met die Sondag gaan kuier en onthou om die ander gedeeltes te lees. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met U wees en bly. Amen.